Ons almal ken Iwisa mieliemeel, want ons gebruik dit gereeld om pap mee te maak. Maar het julle geweet dat die Premier FMCG groep, aan wie Iwisa behoort, ook ernstig betrokke is by die opleiding van plaaswerkers in die wildbedryf? Kom ek vertel julle. Castle de Wild is 'n bekende landmerk net buite Modimolle of beter bekend as Nylstroom. Hier word op 'n gereelde basis wildveilings gehou, as ook ander byeenkomste wat vir die wildboer van belang is. Die Premier FMCG groep het ook besluit om op hierdie pragtige fasiliteit gratis opleiding aan plaaswerkers in die wildbedryf te verskaf. Premier FMCG bestaan al 195 jaar in Suid-Afrika en is bekend vir handelsmerke soos Blue Ribbon brood, Iwisa mieliemeel, Snowflake koekmeel en Manhattan lekkergoed en nog 'n hele klomp ander. Hulle doen besigheid in meeste van die Sub-Sahara lande in Afrika en hulle besit besighede in Lesotho, Swaziland en Mosambiek. Maar min mense weet dat hulle betrokke is by die wildbedryf. Premier se direksievoorsitter Corrie Rood is self 'n wildboer en het tesame met die naboom WRSA bestuur onder leiding van Elaline Davey, ook 'n wildboer, die behoefte van basiese opleiding vir plaaswerkers geïdentifiseer. Volgens Corrie groei die wildbedryf tans teen rasseskrede en alhoewel dit goed vir die hele bedryf is, moet daar ook gesorg word dat arbeiders behoorlik opgelei is om sodoende beter na die behoeftes van die kliënt, wat meestal die jagter is, om te sien. Koppe is bymekaar gesit en hulle die volgende onderwerpe geïdentifiseer: vuurveg, plaasveiligheid, instandhouding van wildsheininge, chemiese onkruidbeheer, trofeeslag en watertoevoer en pompe. Corrie vertel self verder. Ongeveer 2 jaar terug het ons by Naboom WRSA 'n behoefte geïdentifiseer om ons eie plaaswerkers op te lei. En ons het toe begin kyk wat is beskikbaar en tot die besef gekom dat wat ons behoefte is eintlik nie kommersieel beskikbaar nie. Toe het ons besluit om ons eie opleidingsdag aan te bied. Vir aanvanklik net Naboom WRSA-lede, maar ook vir WRSA-lede landwyd. Die eerste opleidingsdag is toe gehou in Mei maand verlede jaar met 47 studente. Ons het die opvolgdag in September verlede jaar gehou wat 126 studente gehad het. Die Naboom bestuur het basies hierdie dae uit hulle eie sakke uit befonds. Maar met die gegroei in die studentengetalle het ons besef, ons sal moet definitief iets doen. En ek het toe met Elaline geskakel, ons het besluit om 'n borg te gaan soek. En met my betrokkenheid by die Premier groep, wat handelsmerke het soos Iwisa, Snowflake en Blue Ribbon, het ek toe met Chart Creer gaan praat. As 'n groot onderneming in Johannesburg is hulle altyd op soek na geleenthede waar hulle kan terugploeg in hulle kliëntebasis in. En hulle het onmiddellik toe gesê, hulle is bereid om betrokke te raak. Hulle het toe ingekom as hoofborg by die eerste opleidingsdag hierdie jaar in Mei maand. En ons was baie trots om te sê, ons het 256 studente opgelei. Die borgskap is toe aangeskuif na vandag toe. En soos wat julle kan sien, ek dink weer eens 'n baie suksesvolle opleidingsdag. Toe Wildland vroeg die oggend van 13 September 2016 by Castle de Wild opdaag, was dit 'n muurnes van bedrywighede. Tente, motors, opleiers en organiseerders het dit laat lyk na 'n groot sportbyeenkoms. Een ding was egter seker: niemand was daar vir die sports nie, en elkeen het uitgesien na die dag wat voorlê. Die toewyding van die opleiers was opmerklik en die arbeiders het positief reageer op dit wat aan hulle oorgedra is. Die plaaswerkers is in verskillende groepe opgedeel en die groepe het die geleentheid gekry om elke opleidingsstasie te besoek. Working on Fire was verantwoordelik vir die vuurvegdemonstrasie. Modimolle GPF en die Heritage Protection groep vir plaasveiligheid. Berek Fencing vir die instandhouding van wildsheininge, Avanato's vir chemiese onkruidbeheer, Nylstroom taksidermie vir trofeeslag en NTK, verskaffers vir watertoevoer en pompe. Chart Creer, die hoofuitvoerende beampte van Premier, vertel verder.
Corrie het my in die begin van die jaar gekontak met die geleentheid om betrokke te raak by die opleidingsaksies wat hulle hierso het. En vir 'n maatskappy soos Premier, wat voedsel vervaardig, wat meeste Suid-Afrikaners ken, mieliemeel soos die Wisa, brood soos Blue Ribbon, koekmeel, Snowflake, Manhattan's, lekker goed en al die produkte. So ons is 'n huishoudelike naam in meeste huise in Suid-Afrika, en om so iets betrokke te raak vir ons, maak net sin. So ons het in my maand betrokke geraak by die projek wat hy gehad het en nou weer. En dit werk vir ons, want al die mense wat hier sit vir opleiding en wat die opleiding gee, is verbruikers van ons produkte. En dit gee dit vir ons die geleentheid om hulle verder bloot te stel aan ons produkte en dan natuurlik ons naam, 'n bietjie bemarking te doen saam met dit. En net om al die mense weer bewus daarvan te maak dat ons betrokke is by gemeenskappe, ons is betrokke by ons verbruikers. En natuurlik is die doel van die hele projek is om opleiding te verskaf aan plaaswerkers, en dit is ook 'n baie goeie doel om mense altyd te bevorder in hulle vermoëns en die kennis wat hulle het. So van alle rigtings af maak dit vir ons groot sin om betrokke te wees by so 'n projek, en is vir ons regtig 'n voorreg om te kan betrokke wees by die opleiding en by die bevordering van plaaswerkers. Middagete het gou aangebreek. En terwyl die helfte van die leerders geëet het, het die ander 'n slangidentifiserings en noodhulp vir slangbytlesing bygewoon. Weereens was dit duidelik dat elke leerder die demonstrasie fyn dopgehou het, en later het party selfs aan die slange gevat. Iets wat ek, Ben Creer, nie maklik sal doen nie. Aan die einde van die dag het elke arbeider 'n sertifikaat ontvang wat bevestig dat hy die kamp bygewoon het. Met hierdie opleidingskampe bewys Premier dat hulle hul hand diep in hulle eie sak sal steek om basiese, maar behoorlike opleiding aan plaaswerkers te verskaf. Die vrugte hiervan sal nie net deur die wildboer gepluk word nie, maar ook deur die jagter, want sy gids gaan help sorg dat sy trofee perfek afgeslag word, dat daar water by sy kampplek is en dat hy nie onnodig vir 'n skadelose slang hoef te skrik nie. So, wanneer jy nou weer langs jou jagvuurtjie sit in paproer, dink daaraan dat Iwisa reeds die pap dik aangemaak het met wildboere en hulle plaasarbeiders, en dat hulle dit in die toekoms nog meer gaan doen tot groot voordeel van die hele wildbedryf. En nou moet ek my pap ook dik aanmaak, want wie weet, ek kry dalk vanaand belangrike gaste.